Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 6de Julie, dis die jaar 2026 se lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie vra, is jy 'n sielewenner? En as jy 'n sielewenner is, het jy nog kontak met daardie mense wat jy gehelp het om tot by die Here te lei? Kyk, dit is nie altyd moontlik om dit te doen nie, want ek meen partykeer werk ons met net soveel mense, dat jy wragtig net nie met almal in kontak kan bly nie. Maar, as ons nou kyk daar na Filippus, hy het die hofdienaar, hy het met hom gespreek, en die hofdienaar het met blydskap hierdie woord aanvaar, en hy het dit gevolg. So, hy het nie weer kontak met hom gemaak nie, maar kom ons lees dit net gou hierso in Handelinge 8, en ek lees hier vanaf vers 35, en Filippus het sy mond geopen, en van hierdie skrif af begin, en die evangelie van Jesus aan hom verkondig, en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? En toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof? En hy antwoord en hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. So hy het dit met sy eie lippe bely. En hy het bevel gegee dat die wa moet stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. So hier sien ons dat hierdie man het nou aanvaar dat Jesus Christus is sy verlosser en saligmaker. So hy gaan nou vir die mense, daar waar toe hy op pad is, gaan hy vir daai mense vertel, wie is Jesus, en hy gaan die skrifte vir hulle uitlei. En is dit nie net wonderbaarlik as iemand so tot die Here kom nie? Dan Paulus, hy het hier in Handelinge 20 geskryf, en ek wil Handelinge 20 vanaf vers 22 tot 32 vir ons voorhou. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe ook nie van myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus Christus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. So Paulus sê hier vir hulle, ek gaan weg en julle gaan my nie weer sien nie. So hy gaan nie weer daar wees om hulle te help nie, so hulle moet nou vat wat hy vir hulle gegee het. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. So hy het hierdie mense opgelei, hy het hulle geleer van die Here, hy het hulle vertel van die Here, en nou is hulle opsieners en herders van hierdie gemeente, en hulle moet nou voortgaan met hulle werk. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter julle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, raak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. En onthou, hy het ook nou nog 'n seun gehad, en nie die seun se naam was Timotheus, maar dit was nou 'n geestelike seun wat hy ook opgelei het. En dan gaan lees ons hier in 2 Timotheus 3, en ek wil hier lees vir ons vanaf verse 10. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, dankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium en Lystra. So baie keer wanneer ons iemand na die Here toe lei, dan volg daai persoon ons en hy leer van ons en hy praat naderhand partykeer net soos wat die pastoor praat. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos, en almal wat ook gedurig deur wil lewe in die Here Jesus Christus sal vervolg word.
Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Nou, ons moet nie net iemand leer en hulle los nie. Ons moet seker maak dat daardie persoon werklik tot bekering gekom het en sy hart en lewe vir die Here gegee het. En dan moet ons so hom help om daar te bly, sodat hy nie agteruit weer gaan en weer teruggaan na sy ou weë toe nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons sielewenners vir U kan wees. Here, dat ons vir mense kan vertel, wie is U? Wat doen U? Hoe lief het U die mens? Here, dat hulle ook daardie hinkering, daardie begeerte wil hê om ook 'n disipel van U te wees, sodat hulle ander mense tot disipelskap kan help kom. Here, baie dankie vir die Gees van God wat ons lei, ons leer en ons help. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag, en dit is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen. Amen.